verspilpredikante, evangeliste, apostels, profete, en ander goed wat hulle self noem, het die begrip van saad 'n uiters belangrike term geword, wat by byna elke preek en boodskap prominent na vore kom. Primêr dan ook in verband met geld. Selfs hulle sinsnede boodskappe, sulke kitskos boodskappe, wat baie maal so minstens 10 woorde bevat, word op sosiale media uitgesaai met 'n plekkie daarby, waar jy kan klik op gee 'n donasie, en dan jou saad saai. En as jy so boontoe saai na hulle toe, sal God van bo af die oes van seën, genesing en geld en voorsiening op jou laat neerdal. Een van die populêre tekste wat hulle dan ook gebruik om jou bydra te motiveer, kom uit Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai of dan oes. En dan word jy gemotiveer om jou goeie saad in die grond te kry by hulle rekening. As jy egter die konteks lees, in Galasiërs gaan dit oor mense se gedrag, hulle lewenswyse, en dit wat die sondige natuur tot gevolg het as jy na die vlees leef. En Paulus waarsku dat as jy in die vlees saai, sal jy uit die vlees verderf maai. En is duidelik uit die konteks wat in Galasiërs 5 begin, die waarskuwing van Paulus dan ook voorafgaan, dat om in die vlees te saai, is om oorspel te pleeg. Hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan hy ons vooraf waarsku dat die wat sulke dinge doen of dan in die vlees saai, nie die koninkryk van God sal beerwe nie, of dan verderf in hierdie lewe en die ewige lewe sal oes. Om in die gees te saai, sien ons in die konteks, kom vanuit 2 belangrike dinge uit Galasiërs 5:24 en 16 en 25. Die kruisiging van jou vlees en die wandel in die gees. Dit wil sê, dat ons aan die heiligmakende werking van God, die Heilige Gees, in ons lewe onderwerp word, wat dan liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing in ons lewens as vrug na vore bring en die ewige lewe as oes in ons lewe sal voortbring. Galasiërs 6 vers 8b. Die vrug en oes is slegs moontlik deur die saad van die vrou. Dis nou die besondere vrug van liefde, blydskap. Slegs moontlik deur die saad van die vrou, waarvan ons lees in Genesis 3 vers 15. Waar God met Satan praat en sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy,
let op die persoonlike voornaamwoord, hy, enkel, nie hulle nie, hy, die saad van die vrou, sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou die saad beloof aan die vrou, loop van daar reg deur die Bybel en word ook genoem die bloedlyn van Jesus Christus, of dan die een, die Christus, wat deur God gestuur, aangestel, verkies en gesalf word om die kop van die Satan te vermorsel. Al die geslagsregisters in die Bybel dien slegs een doel, en dit is om spoor daar te stel wat jy kan volg van die oomblik wat die belofte van die saad aan die vrou gemaak is, tot hy die saad in die volheid van die tyd verskyn het. Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet en uittog. As 'n mens net kan lees en verstaan, dit wat op die res van daai teks volg, dit is so ryk, so kosbaar, so magnifiek. Lees dit saam met Romeine 8 vers 1, waar die 3 wette wat ter sprake is, uitgebeeld word. Die wet van Moses, wat magteloos staan teen die wet van sonde, en die dood, en die wet van die gees en die lewe, in Christus, wat al is wat ons kan verlos van die wet van die sonde en die dood. Net die wet van die gees en die lewe in Christus kan ons verlos. Ons red van die wet van die sonde en die dood. Die wet van Moses is magteloos. Maar terug na die saad van die vrou. Uit haar en Adam se nageslag het al die volke op aarde gekom. En God het Abraham en Isak en Jakob, wat Israel geword het, gekies om in hulle bloedlyn die saad van die vrou Eva aan die mensdom te gee tot seun van alle nasies. Sy belofte aan Abraham is dan ook opgeteken in Genesis 13:15 en 22:18. Ek haal in Engels aan omdat die Afrikaans se vertaling verwarring skep deur saad met nageslag te vertaal. Dit is nageslag, maar dis meer as nageslag. Dis 'n besonder saad. And in thy seed, sê God vir Abraham, shall all the nations be blessed. En daardie saad vloei slegs deur Isak, en geen een van Abraham se 7 ander kinders nie. En dit om 'n baie spesifieke rede, wat ook as 'n tipe verwys na die geboorte van Jesus en wedergeboorte waaroor ons later sal gesels. Jesus is dus die saad van Abraham, omdat die bloedlyn loop na Maria die maagd. Dit maak Jesus die saad van Abraham en van die vrou in en deur Maria. Maar aangesien sy as maagd swanger bevind is deur die Heilige Gees, is Jesus beide die saad van die vrou en die seun van God. Nou vertel Paulus ons in Galasiërs 3 vers 16, dat die seun van Abraham na die heidene of alle nasies kan kom, hierdie heiden insluit, ek sê die heidengeslagte, omdat die belofte aan Abraham en sy saad toegesê is, en nie sade nie meervoud nie, maar saad, enkelvoud. En daardie saad is Christus Jesus. Dis nie 'n klomp Christene, of Christusse, of profete, of geestelikes nie, wat die seun van God bring nie. Nee, net die een saad, Jesus Christus, die seun van Maria, die maagd. Niemand anders in hierdie hele wêreld is die saad van Abraham en die saad van die vrou nie. Slegs Jesus
Christus. Daarom stop alle geslagsregisters in die Bybel by hom. Nou laat ons terugkeer na die saad in Galasiërs 6 vers 7. Die teks het niks te doen met die gee van geld aan die predikant of pastor of apostel, na wie jy dit veronderstel is om te saai, sodat dit kan terugreën op jou nie. Dit gaan oor die gedragspatrone, die lewenswyse wat jy saai, of gedragspatrone van die sondige vlees, of gedragspatrone wat vloei uit die gees van God, wat in jou lewe aan die werk is om te wil en te werk na sy welbehaag. En beide lei na verskillende resultate. Of gevolge in jou lewe, wat of verderf is, of die ewige lewe. Die interessante, dat as jy oplet, sal jy in breë konteks in die Bybel opmerk dat beide gedragspatrone uiteenlopende resultate en ook oorspronge het, wat jy al die pad kan terugvoer na die saad van die vrou en die saad van die slang. Genesis 3. Die saad van die slang, wat openbaar word in die werke van die vlees. Wat sonde in ons produseer as gevolg van 'n gevalle mensdom waarin ek en jy gebore word met erfsonde. Of lewe en gesindhede wat die vurigste wetsonderhouers tuister. Die saad van die slang tuister die ganse mensdom. Die vurigste wetonderhouer word daardeur getuister. Luister en lees Paulus se uitroep van wanhoop in Romeine 7 vers 23 en 24. Hy sê in Filippense, hy was wat die wet betref onberispelik. In Romeine sê hy, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood, want ek is oortuig dat in my vlees daar niks goed woon nie. Die goeie wat ek wil doen, kom ek nie by uit nie. En iets meer. Tereg, soos Jesus sê in Matteus 3 vers 7, wanneer hy met die fariseërs praat. Gee van tiende, offerandes, gebede, sabbate, Joodse feeste, kleredrag, jy noem dit. Jesus sê vir die fariseërs, addergeslag. Nie fisiese addergeslag, so sommige dwaalleraars dit wil nie, maar as gevolg van die val van Adam, gebore in sonde, met die gees wat werk in die kinders van die ongehoorsaamheid, Efesiërs 2 vers 2. Die oorsprong van die Heilige Gees lewe is daar ook in 'n saad, naamlik die saad van die vrou en Abraham, by name Jesus Christus, wat die onverganklike saad is en aan ons wedergeboorte skenk. Luister na 1 Petrus 1:23. Julle is immers wedergebore, nie uit verganklike saad nie. Onthou, Jesus bestaan in die krag van onvernietigbare lewe, maar uit 'n onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. En as hy dit sê oor die woord van God, die ewig lewende woord van God, is die woord nie 'n Bybelteksie wat jy sê of bely nie. Dit is Jesus Christus as persoon. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan vertel hy van Jesus wat gekom het.
wat vir ons wedergeboorte skenk, waardeur ware bekering en geloof jou die reg gee om 'n geestelike kind van God te word. Die saad van die bose, die saad van die vrou. Die een is werksaam in alle mense. Die ander is werksaam in hulle wat Christus Jesus aanneem. Hy gee hulle die mag om kinders van God te word. Dit bring ons by die gelykenis van die saaier. Jy kan dit self lees, Markus 4, vers 1 tot 20. Jy ken dit waarskynlik. As jy nou mooi verstaan, is jy en ek die grond waarop die boodskap of die woord van Jesus Christus en die koninkryk van God gesaai word. As ons daardie saad, naamlik Jesus Christus, ter harte neem en ons bekeer en ons sy koninkryk en heerskappy onderwerp, word ons wedergebore en stuur hy sy gees in ons harte en die begin die vrug van die gees in ons lewens produseer. En oes ons die ewige lewe as gevolg daarvan. Ekskuus tog. As ons egter oppervlakkig is en ons vleeslike begeertes voorop stel, of ons hart teenoor hom verhard, oes ons die verderf. Al doen ons alles wat die fariseërs beter as ons gedoen het, met ywer en toewyding en roem. Luister, dan oes ons verderf. Die enigste een wat ons ewige lewe kan laat erf, deur 'n oes in ons te produseer, 'n vrug wat God behaag, is Jesus Christus. Luister ten slotte saam met my, wat moontlik is as ons bekeer en aan Jesus Christus onderwerp. Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees van die slang. Wat nou, die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het. Ek en Kluis, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos die ander ook. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad, het toe ons ook dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Ek eindig met 'n vraag of wat? Is jy al lewend gemaak? Getuig jou lewe van 'n wandel in die gees, wat die vrug van die gees na vore bring. Dat die saad in jou leef, in jou werk, om die goeie na vore te bring. Of wandel jy nog volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Ek wil nie weet of jy kerk toe gaan nie. Ek wil nie weet of jy bid nie. Ek wil nie weet of jy sing nie. Ek wil nie weet of jy bydra nie. Ek wil nie weet of jy 'n Sabbat onderhou nie. Ek wil weet, is jy lewend gemaak deur die saad? Want dis wat die skrif van ons vereis. Ek wil vra,
word vrugbare grond vir die saad van die vrou, want hy sal jou seën en seën na jou lewe bring en jy sal die ewige lewe oes. Die Heiland is gebore in stille Bethlehem. Is hy al in jou gebore? Is jy al wedergebore deur die onverganklike saad, 'n nuwe skepsel in Christus? Mooi loop. Dankie dat jy na my luister.